Dankie, kan die sitplekke neem. Wat 'n voorreg is dit net om hier in die huis van die Here te wees en die woord te kan bedien en saam met die gemeenskap van die heiliges. Ons is mos die gemeenskap van die heiliges, ja? Dis net een of twee wat sê, ja? Amen. Dankie, dankie. Praat maar Antie. Maar ja, ek het verlede maandag gaan ek net ek het wat nie van plan om eintlik iets te koop nie, maar toch, dit is ons maar so, as jy in die winkel is, dan koop jy maar. En daar is mos die specials en dan koop jy maar. En so sit ek die goedjes in die wagen, ek sit in die wagen, ek gaan vorentoe, en die swartman sê vir my, staan voor my. En ek sê vir hom, nee, ek hoef nie voor dit te staan, ek is nie haastig, nie so, ek kan maar net hier staan. Hy sê, nee, jy moet voor my staan. Ok, ek staan toe voor hom. En toe my goed klaar gelei, steek hy sy kaartjie in die tel, en hy sê, maar hy pay for you. Ek sê, nee, en hoef nie, ek het die geld by my, ek kan dit betaal. Ek sê, maar I want to pay. En so betaal hy al die goed. En die water het so oor my gesig geloop. Het is nie soos huil nie. Dit is net soos water wat so oor my gesig loop. En ek het gehuis. En ek stop nog by Chantel by die apteek, ek moet vraag, koeksusters gevat is, en sy sê, dan is iemand dood, toe kom hy so, ek sê, weet jy verkeer, en ek weet net, die water loop so in my gesig, en ek vertel vir haar, en sy soek in trane, en sy wil die geld my gee, ek sê van, nee, ek wil nie die geld hê nie, hou toch nie die geld. En dit was my so amazing geweest, het was so onverwacht, iets nog nooit in my leven gebeur. En elke oomblik van hierdie week, ook elke ding, daar was net seëning op my seëning op seëning na dit en ek het net gevoel ek moet dit vanmôre met jou deel. Amen. Yes, halleluja. Ek vir mekaar want uit net vir my so gevat. Hy sê I want to bless you. Ek sê I want to bless you. En dit was my so amazing geweest en toe sê iemand vir my buite daarso, dis een van die kontrakteurs wat dit doen. Maar dit was my absoluut amazing. Ek prys die Here daarvoor vanmôre en vir my. Ja, sê. Ek sal dit maar dankie. Ja, sê amen. Dankie Corrie. Halleluja. Wonderwerke gebeur. Luister, wonderwerk nie, julle sukkel hoor. Haal jy asem? Dis 'n wonderwerk man. Kan jy loop? Ek weet van ons sukkel om te loop. Kan jy loop? Ons kan loop, dis 'n wonderwerk. Kan jy eet? Kan jy eet? Het jy kos om te eet? Dis 'n wonderwerk. Het jy klere aan? Ek hoop julle het. En nogal mooi klere ook, nee. Dis 'n wonderwerk. Het jy warm water gebad vanmôre of gestort? Het jy nie water nie? Het jy nie water nie? Ek sal jou spyp aansit nou hoor. Dis 'n wonder, mense, dis 'n wonderwerk. Hoor wat ek vir julle sê. Die wêreld is besig om te vergaan. Oralste in die wêreld. Ek sien met die fietsry, as ek die fietsry so kyk, dan sien ek, hulle het ook nie water nie. Hoor wat ek vir jou sê, dit is, ons praat nou van Europa, né? Hulle het nie water nie. Baie plekke daar so het nie water nie. Dit is net so. Van die plekke, dis mooi plekke, party van die plekke is baie mooi plekke, maar party van die plekke is besig om te vergaan. En waar jy ook al is ek en jy veronderstel om Jesus, die Christus, die een wat vir my en vir jou gesterf het, te kan uitleef. En hoor nou wat ek vir julle sê, ons is kind wedergebore, praat ek met die regte mense vandag, is ons wedergebore kinders van die Here. Amen. Okay, maar nou hoekom as ek vir julle sê, prys die naam van die Here, dan hoe werk dit dan nou? Halleluja man, halleluja, prys die naam van die Here, amen, amen. Ons moet bly wees, weet julle wat, nee? Ek gaan nou weer 'n ding sê.
Gaan na die kleerlingkerke toe en gaan na die swart kerke toe. Hoor wat ek vir julle sê, ek was vir 'n klompie weke, was ek daar so gewees wat ek daar gaan bedien het. Dit is nie, hoor wat ek vir julle sê, ek weet ons is nie dieselfde kultuur en daai goed nie, maar weet jy, as ons kom en ons het met die ou Pinksterfeeste en daai goed gedoen, en by mekaar gekom en so, nee, dan jabula ons, man. Dan klap ons hande en ons spring, die wat kan, en dit is, ons is net bly in ons gees en binne in ons siel, maar as ons hier so kom, dan sit ons, dan lyk ons soos 'n klomp lyke. Ek is jammer, maar dit is nou maar so. Nou nie almal nie, maar, nou nie almal nie. Maar come on mense, luister, dit is vir ons 'n eer om die Here te dien. In gees en 'n waarheid, dit is dit wat ons het 'n bietjie oom in ons kry, man. Ons kan nie so gevrek wees nie. Hansie is siek, so ek verstaan, hy is nou reg. Nee, rarig, dit is so, hy is nooit so nie, as ek die oogies van ons so kyk en dan, dit hang so papperig en dit, ek verstaan, dit is siek, en as 'n mens siek is dit nie lekker nie. Ons moet 'n geestelike ruggraat ontwikkel. Wie het 'n geestelike ruggraat? Ek het, beslis. Ek hoop ek het, anders is ek soos jellyfish gelyk hier so vanmôre. Julle lag Louis nou daarso. Ek het 'n woord. Die woord is the truthfulness of God. Nou, as ek gaan kyk ek het getry vir Google Translate, maar hy translate nie lekker nie. Toe gaan kyk ek nou maar in my woordeboeke. Toe sien ek, dit is die waaragtigheid van God. Met ander woorde, die waarheid van God. Is God die waarheid? Amen, God is die waarheid. Daar's niemand groter as God nie. Daar's niemand groter as die naam van Jesus Christus nie. Daar's niemand groter of enige iets groter as die Heilige Gees nie. Die Ruach HaKodesh, dis wat dit is. The breath of God, dit is daai wat God in ons kom en hy blaas die asem in, soos wat hy die asem ingeblaas het in Adam en soos wat hy vir die kinders wat gebore word, die asem in hulle inblaas. Dit is the breath, the holy breath of God. Ruach HaKodesh, dit is wat dit is. The Holy Spirit, the holy breath of God. Dit is wat dit is. En ek en jy het dit, maar ek sê vir julle, vir baie van ons, lyk dit nie of ons dit het nie. Ons moet 'n bietjie lewe kry. Baie van ons sê, ons kom of dink, ons is nou in die bus. Ons is mos nou ons het mos tot wedergeboorte gekom, ja? Amen. So ons is nou in die bus. OK? En nou gaan ek sê, die hel met die res. Wat is ons opdrag? Julle wil nie antwoord nie. Karel asseblief. En sê nou die laaste stukkie. Ja, leer hulle wat? Om te onderhou alles wat ek julle beveel het. Ons kan nie net kom by mense en ons sê vir hulle, luister, kom ek vertel jou van Jesus en dan draai ons om en dan loop ons weg. Come on mense. Ek het met 'n klompie mense te doen gehad hierdie week. So en wat ek kom met hulle en ek praat met hulle en dan sien ek hulle is die maak nie saak van watter ras of wat ook al hulle is nie. Ek praat nou van allerhande mense. Ek praat van al die mense. God het mens geskape. Maak nie saak hoe jy ryk nie, maak nie saak hoe jy lyk nie, maak nie saak of jy kan skryf soos 'n kolgaans in die Spar nie, en dit maak nie saak nie.
God het jou geskape. En jy sit hierso vandag, want jy is so wedergebore kind van die Here. Is jy seker jy is? Is jy seker jy is? Dan gedra jou dan so. Wanneer laas het jy die evangelie aan enigiemand verkondig? Ek vra nou maar net. Ek vra nou maar net. Okay? Daar's dan een, hè? Okay? Wanneer laas het jy vir iemand wat jy nie ken nie gebid? By 'n persoon gegaan en gaan bid. Okay? Nice. Mense, dit is ons werk. Dit is ons funksie wat God ons voorgeskaap het. Maak nie saak waar jy is nie. Al is jy in die al gaan jy na die gevangenis toe, al gaan jy na die dorp toe, al gaan jy na die maak nie saak waartoe jy gaan nie. Lewe Jesus Christus uit. Dit is die mikpunt van my. Ek wil Jesus Christus uitleef. Ek wil die Here dien in gees en in waarheid. Ek kry dit nie elke dag heeltemal die hele dag lank reg nie. Maar ons probeer. Ons probeer. As iemand vir jou vra, bid vir my asseblief, wat doen jy dan? Wanneer? Net daar. Net daar bid ons. Net daar bid ons. Kom ek lees gou vir jou definisie. Hy sê om die Here, nou kom dit in hakies, die ware God te noem, beteken dat hy en hy alleen in sy wese die volheid van die Godheid het en waardig is om as God aanbid te word. Hy en sy woord is 'n betroubare fondament vir my en jou se lewe. Want hy spreek die waarheid en is uiters betroubaar en konsekwent in sy karakter, sy openbaring van homself en beloftes en ook sy uitsprake. Nou ek gaan begin en ons gaan bietjie gesels oor die titels van God se waaragte wat God se waaragtigheid weerspieël, wat sy waarheid weerspieël. Eerste ene is 1 Tessalonisense 1 vers 9. Hy sê, want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle van die afgode bekeer het tot God om die lewende en die wat? Die waaragtige God te dien. Die lewende. Ons God is nie dood nie. En the truthful God, die waaragtige God. Ons dien hom. Dit is wat hy is. Jesaja 65:16 sê vir ons, hy sê sodat hy wat homself seën in die land, hom sal seën by die God van wat? Van die leuen. Van die wat? Van die waarheid. En hy wat sweer in die land sal sweer by die God van die waarheid. Om die vorige benoudhede vergeet, omdat die vorige benoudhede vergeet is en verborge is vir my oë. Kan jy die sleg onthou wat in jou lewe gebeur het? Kan jy? Hoekom onthou jy die sleg in jou lewe? Hoekom onthou jy die sleg? Nee, verantwoord my. Maak dit seer. En die lekker in jou lewe? Nee, julle vat 'n kans. Nee, julle vat 'n kans. Julle vat nou 'n vet kans. Julle vat nou 'n vet kans, hoor. Ek onthou die vleis wat ek gister geëet het, wat ons daar by die NG Kerk gekry het, was nogal lekker geweest. Ja, dit was. Maar hoor julle wat ek sê? Dit is hoekom onthou ons die slegte dinge? Dit maak seer. Is God nie die een wat genees nie? OK, nou hoekom onthou jy die slegte dinge? Losie. Dankie, Sakie. Dankie. Sakie, jy kan kom preek, hoor. Nee, jy is heeltemal reg nou. Ons sien altyd die foute in iemand anders te raak. Nee, Hansie. Ai, jy lê jare maar power. Het jy medisyne? OK. En dan is dit reg. Ai, so kopverkoue is darem maar slegte
slegte ding. Kom ons sê, Jesus Christus is die waarheid, Johannes 14 vers 6. Hy sê, Jesus antwoord hom, hy sê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand sal na die Vader gaan, behalwe deur Jesus nie. Niemand sal na die Vader gaan, behalwe deur my nie. Ek en jy bid in die naam van Jesus Christus, want hy is ons verlosser. Dit is hoe dit werk. Dit is hoe dit is. 1 Johannes 5 vers 6, die gees van die waarheid. Kom ons kyk, dit is hy wat deur die water en die bloed gekom het, Jesus die Christus. Nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die gees wat getuig, want die gees is die waarheid. Want die gees is die waarheid. Onthou, Jesus kan nie lieg nie. Die Heilige Gees kan nie lieg nie. En ons Vader, Jod-Heh-Wav-Heh, ons Godheid, kan nie lieg nie. Hallo? As julle, ja, amen. Dit is wat dit is. Dit is hoe dit is. Ek en jy lieg. En die ergste van alles is ek en jy lieg vir onsself. Kom. Ek is die slimste. Dit is soos mense wat baie drink, né? Ek is die slimste, die grootste, die sterkste, en dan môre kom ek met 'n gebreekte kakebeen by die huis aan. En die mooiste, ja. En die mooiste. Check nou net vir my, hoor. Kyk nou net vir my. God is getrou aan sy karakter en sy woord. Jesaja, kom ons kyk, hy praat die waarheid, hè? Onthou nou, hy praat die waarheid. Daar's nie 'n leuen nie. Jesaja 45:19. Hy sê, ek het in die geheim nie gespreek nie. Op 'n plek van die donker land. Ek het aan die geslag van Jakob nie gesê, soek my te vergeefs nie. Hy sê, ek is die Here wat geregtigheid spreek, die waarheid spreek. Luister daarso. Sê, wat regte dinge verkondig. Daar is nie 'n leuen enige plek in die Bybel nie. Daar is een. Daar is 'n leuen. Dis die duiwel. Hy is die vader van die leuns. En dis dit. En as ons kom by die Godheid, is daar absoluut geen omvergooiery of leuns of ja, miskien. Dit is nie so nie. Dit is 'n ja of 'n nee. Hallo? Dit is 'n ja of 'n nee. Dit is hoe my God werk. Openbaring 22 vers 6 sê vir ons, en hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig. Wat is die woord hierso wat ons gebruik het vanoggend vroeg? Die waaragtigheid van God. Nee? Dit is the truthfulness of God. Hy sê, en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Wie het al 'n engel gesien? Wie het al 'n engel gesien? Het almal al 'n engel gesien? Ja, nee, ek praat van die hemelwesens, 'n engel. Ja, die geestesriem. OK. Hoe dit vir jou gevoel? Hoe het jy dit ervaar? Elke keer, luister, elke keer as ons in die woord lees, as 'n engel aan iemand verskyn het, wat sê hy heel eerste? Ja, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Wat het Jesus gesê toe hy op die water geloop het? Moenie vrees nie, dit is net ek. Ons het nie nodig om vir God bang te wees nie. Ek praat nie van
met 'n heilige vrees nie. Ons het nie nodig dat ons is God se kinders. Hy het ons geskape. Ons het nie nodig om vir hom bang te wees nie. Gee vir ons pak slaap, partykeer ja. Is dit lekker? Nee. Dis nie lekker nie. Maar gebeur dit? Het jy al vir Hansie pak slaag gegee? Maar hy is nog steeds klein hoor. Hy is miskien groot, maar hy is nog steeds klein. Ja. Hoor julle, hoekom het jy hom pak slaag gegee? Dit was stout, want jy het hom geleer. Kom op die regte pad, jong man. Dit is waar jy moet wees. Dit is maar so. Hoekom sit ons drade in heininge in die goed hier so vir die op die teerpaaie? Hoekom doen ons dit? Om die diere binnekant te hou. Is jy doodseker? Nee. Om te sorg dat die kinders nie buite in die straat gaan doodgery word nie. Nee, dis waar dit begin het. Luister, dit is waar dit begin het. Nou, maak ons dit die heininge hoor, want die ander mense moet nie kan inkom nie, want hulle wil graag inkom. Dit is waar die probleem is. Kom, is dit nie die waarheid nie? Dis die waarheid. Nee, dis die reine waarheid. Dis die reine waarheid. Numeri 23 vers 19. Hoor daar, hoor hierso. God is geen man dat hy sou lieg nie. Of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie. Of iets spreek en dit nie waar maak nie. Kom, God kan nie lieg nie. Hebreërs 6 vers 18. Hy sê sodat ons deur twee onverganklike dinge waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg. Kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voor lê. Wat is die hoop wat voor lê? Nee, hoor nie. Dankie. Wat sê jy, Karel? Ewige lewe. Gaan ons ewig lewe? O ja, daar is hy. Ewige lewe gaan ons kry. Die ewige lewe gaan ons kry. God is ook getrou aan homself en sy beloftes, 2 Timoteus 2 vers 13. Is ek nou te vinnig? Sakkie, maakie, jy het hom gespring, né? Okay, nee, dit is alright, jy moet nie my deurmekaar maak nou nie, hoor. Hy sê, as ons ontrou is, okay, en nou lees verder, kan jy lees nie? Hy kan homself nie verloor nie. Baie dankie. As ons ontrou is, ons is ontrou. Nie as ons ontrou is nie. Ek sê vir jou, ons is ontrou teenoor ons God. Klaar, ons almal. Maak nie saak hoe jy die Here dien nie. Ons is ontrou aan ons God. Weet jy hoekom? Hoekom is ons ontrou aan God? Hoe kan ek dit nou net so sê? Want ons is sondige mense. Ons is vol sonde. Ons is nog in die vlees. Dit is dit. Hy sê, hy bly getrou. Hy bly getrou. En hy kan homself nie verloon nie. Amen. Amen. Hy kan homself nie verloon nie. Wow, that's amazing hoor. Die waarheid wat God onderlê, die waarheid van God onderlê die wet. Psalm 119 vers 142. Het jy al Psalm 119 bietjie gaan bestudeer? Dis 'n rowwe Psalm daai hoor. En hy's wyd. Hy sê u geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid. En u wet
God se woord, is wat? Is die waarheid. Dis die waaragtigheid van God daar. Dit is dit. Kom ons kyk by Psalm 25:10. Hy sê, al die paaie van die Here is goedertierendheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Alright. Al die paaie van die Here is goedertierendheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienis bewaar. Wanneer bewaar ons nie sy getuienis nie? As ons op daai oomblik besig is met sonde. Nee. Die woord van die Here sê, jy kan kwaad word, maar jy moet nie sondig nie. So dis jy kan kwaad word. Daar's nie jy kan depressief gaan raak. Jy kan gaan huil, jy kan bly raak. Hy sê spesifiek. Hy sê jy kan kwaad word, maar moenie sondig deur jou kwaad nie. Want ons hou mos nou daarvan om die ander mense op hulle foute te wys. Waar's Broetie? Net Judy? Dis nie Boetie nie, dis Broetie nou. Ons, weet julle, ek en jy sukkel. Gaan ons aanhou sukkel? Glo my, ons gaan aanhou sukkel. Ons gaan aanhou sukkel. Tot die dag wat jou laaste asem uitblaas of tot Jesus kom. Daai oomblik as jy jou laaste asem uitgeblaas het of jy by Jesus is, dan het jy gearrive. Klaar. Want daarna is daar nie meer keuses nie en besluite wat jy kan neem nie. Dan is dit klaar geneem. Dis heeltemal klaar. Jesegiel 25. Kom ons kyk, hy sê, want ek, die Here, dis nou net, hy staan klaar hoofletter daar, so nou sê net, die Here sê nou net, hy sê, want ek, die Here, ek sal spreek. Wat ek as woord spreek, dit sal gebeur. Gaan terug na Genesis 1, vers 1 toe. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Hoe? Deur 'n woord. Deur 'n woord te spreek. Hy sê, dit sal gebeur, dit sal nie meer uitgestel word nie, want in julle dae, o wederstrewige huis, sal ek 'n woord spreek en dit uitvoer ook, spreek die Here. Nou daai stukkie van Jesegiel wat 'n profeet is, beteken, as ek en jy stout is voor die Here, hy praat Ou Testamenties, nou praat ek nou van, gaan jy probleme optel. Wat het gebeur met Israel? Sê vir my, wat het gebeur met Israel? Israel is vir 430 jaar ballingskap. Hoekom? Hulle was stout. Hulle was ongehoorsaam. Hulle het agter ander gode aangehardloop. Dit is wat gebeur het. Hoekom het toe die Israeliete deur die woestyn gegaan het? Hoekom het hulle soveel oorlog gehou met die ander volke om hulle? Want daai volke was goddeloos gewees. Elke plek, en toe hulle in Kanaan ingaan, by elke stad wat hulle gegaan het, moes hulle wat gedoen het? Kom, by elke stad wat hulle ingegaan het, moes hulle wat gedoen het? By die baanvloek tref. Wat beteken dit? Alles word vernietig. Alle lewende dinge word vernietig. Klaar. Alles word vernietig. Hoekom het die Here vir die Israeliete gesê, hulle moet dit so doen? Is om die boosheid van die mense in Kanaan uit te drywe. En toe kom hulle nog steeds, die Israeliete, toe kom hulle nog steeds, en hulle sluit verbonde met van die volke wat binne in Kanaan is. En hulle huil tot vandag toe daaroor. Hulle huil tot vandag toe nog daaroor. Kom ons kyk. Romeine 4:20 en 21.
My opskrif hierso is, God onderlê sy beloftes. Hy sê, en hy het nie deur ongeloof aan die beloftes van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die wat? Deur die geloof, en het aan God die eer gegee. Onthou nou, ek het nou nog gesê, as jy gedrink het, dan is jy die mooiste, die sterkste, die slimste, en wat het hulle nog gesê? Ja, ek het mos gesê die mooiste, ek het heel eerste gesê die mooiste, en die sterkste. Ja, natuurlijk die beste, ja. Natuurlijk. Ja, slimmer as 25 prokureurs. Hy sê, hy het nie deur die ongeloof, wie het Romeine geskryf? Nie my antwoord nie. Wie het Romeine geskryf? Is jy seker? Ja, dit is reg, moet nou nie blaai om te kyk, dit is so. Hy het nie getwyfel hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof. Mense, as ek en jy nie geloof het in iets nie, hoor wat ek sê, dan beteken dit 'n 0 op 'n kontrak. Het jy geloof in jou God? Ek hoor niks nie. Het jy geloof in jou God? Amen. Halleluja. Want ek en jy kan terugstaan en sê, Here, ek weet nie wat hier aangaan nie. Ek en Salome, ons wil ons altyd fight. Nee, maar dit is so, ons almal wil altyd fight. As iets nie reg is nie, dan wil ek fight om dit reg te kry. Nee. Gaan staan terug en sê, Here, ja, daai sig sê vir my baie, hoor. Staan terug en sê, Here, ek weet nie wat hier aangaan nie. Maar hoor wat ek vir jou sê, jy self gaan niks daaromtrent kan doen nie, want jy gaan dit in anyway opmors. Here, ek staan terug. Help my. Ek gee hierdie ding vir u. Sê die Here nie, die geveg is myne nie. Kom? Okay? Jullie, hoekom wil jy fight? Daar sê, want ek wil nou groter wees as iemand anders. Dit is wat ek moet doen. Is dit nie so nie? Jy moet sê ja. Dit is so. Dit is nou maar net so. Kom ons kyk. Psalms, daar's nog 'n versie. En was ten volle oortuig dat hy die mag het om te doen wat hy beloof het. Hy, hoofletter net. So as God vir jou 'n ding sê, gaan hy dit vir jou doen. As hy vir jou sê, moenie bekommerd wees nie. Moet asseblief nie bekommerd wees nie. Want ek sal vir jou 'n uitkoms gee, ek sal vir jou 'n antwoord gee. Ek sal jou uithelp. Hy sê, want weet jy hoekom? Want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Gaan lees 1 Petrus 5. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en kyk en wag wie hy kan verslind. En ek sê altyd, die sonde lê en wag reg hierso voor die deur. Sonde lê en wag net hierso. Hy lê net en wag daarso. Hy wag. Maar hy wat beloof het met sy woord wat onwankelbaar is. My God sal dit alles uitsorteer. Hoekom worry jy? Nee, hoekom worry jy? Jy gaan nou nie vir my sê worry nie, luister, hoekom worry jy? Kom, hoekom worry jy? Ja, jy's reg, ons is mens, ons worry.
Maar ons is so gewoond daaraan om te probeer om alles by onsself uit te sorteer. Kom, laat ons baie keer, as ons in omstandigheid of in 'n situasie en daai goed is, dan vergeet ons heel eers die Here, en as ons later kom en dink, wag, ek gaan gou met die Here praat oor hierdie ding. Maar wat ons veronderstel is om te doen, ek gaan tog sommer eers na die Here toe. Vra my, ek weet, ek het dit baie goed doen. Dan wag ek tot ek daar in die sak en in die as en in die grond lê. Dan staan ek daar op en sê, Here asseblief, help my hierso. Sê die Here ook hierso. Jy moes dit lank al gedoen het. Okay? Why do you worry? Sê God nie, hy hou sy hand oor jou nie. Okay, nou kom jy bekommer. Sê God nie, hy sal aan jou voorsien nie. Dit wat jy nodig het nie. Okay, hoe kom jy? Ek praat nou maklik, né? Ja, ek praat baie maklik daaroor. Nee, ek praat nou baie maklik. Want die eerste ding is, jy sê, okay. Here, help asseblief. Help asseblief. Dit is nie altyd so maklik nie, maar dit is altyd moontlik. Net jy. Ja. My God is 'n God van waarheid. Psalm 96 vers 13 sê voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. Hoor daar, hy gaan kom om te oordeel. Hoor wat ek vir jou vra nou net so vinnig. Waar staan jy met die Here? Waar staan jy met jou God? Waar staan jy met die drie eenheid? Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Waar staan jy? Want as hy kom, en hy kom nou, waar gaan jy wees? Ek wil nie jou antwoord hê nie. Jy gaan jou eie antwoord vir jouself gee. Waar gaan jy wees? As jy nou op hierdie oomblik moet sterf, gaan jy in die hemel wees, of gaan jy in die hel wees? Waar gaan jy wees? Want as hy sê, hy kom om te oordeel, wat beteken dit? Wat beteken dit? Hy kom om te oordeel, hy gaan vir jou vat, en jy as persoon vat, en hy gaan vir jou vra, wat het jy gedoen? Hoekom het jy nie so en so en so gemaak, dit wat jy aan my beloof het, jy gaan doen nie? Die oomblik as ek en jy tot wedergeboorte kom, kry ons die Heilige Gees. Maar luister wat ek vir jou sê. Ons kan, hoor wat ek sê, ons kan op 'n stadium in ons lewe so ver van die Here af wegdwaal. Deur allerlei omstandighede en situasies en dwelms en wat ook al, so laat ons die hemel kan mis. Dit kan gebeur. Wees versigtig. Wees reg, man. Romeine 2 vers 2. Hy sê, en ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. As jy droog maak, luister mense, ek weet, ons is wedergebore kinders van die Here. Julle proklameer dit, en julle sê, en ek sê, ek is 'n wedergebore kind van die Here, en julle is wedergebore kinders van die Here. As ons rug gaan draai op ons God, hoor wat ek vir jou sê, dan is dit verby. Dan is dit verby.
Hoor wat ek vir jou sê. Want die woord van die Here sê ook, as jy eers weggegaan het van hom af, is dit bitter baie moeilik om terug te kom. Dis bitter baie moeilik. In Johannes 1 vers 17, hy sê, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Hoor daar wat sê? Hy sê die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Ek en jy is op hierdie stadium in ons lewe en in hierdie tydperk waarin ons is, onder die genade verbond. Dis wat dit is. Met ander woorde, Jesus Christus het vir my en vir jou gesterwe. Maar pas op, die genade gaan een of ander tyd ophou. En die heel eerste ding gaan wees, is as ek of jy sterwe. As ons nou sterwe, dan is dit verby, dan is daai genade tydperk verby. Dan is daar nie meer 'n genade vir my of vir jou, vir die een wat sterwe nie. Daar is nie genade nie. Ons kan nie nog keuses maak nie. Kom ons gaan aan. Dis Johannes 8 vers 31 en 32. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle, hoor daar, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Hoor daar. En julle sal die leuen ken. Julle sal die waarheid ken. En wat doen die waarheid? Die waarheid sal jou, wat sê jy, Sakkie? Die waarheid sal jou vry maak. Dit help nie, jy lieg nie. Dit help nie, jy lieg vir enige iemand anders nie, dit help ook nie, jy lieg vir jouself nie, want die waarheid gaan ons steeds ontbloot word. Amen. Dit is die waaragtigheid van God. Hy is die enigste een, die drie eenheid. Die Vader, die Seun, die Heilige Gees, wat nooit kan lieg. Dis dit. Ek en jy lieg vir onsself. Ons kyk in die spieël en sê, jy's daarom maar so sexy hoor. Maar jy jok. Dis nie die waarheid nie. Kyk al hierdie plooie en die baarde en maar ek en jy is nog steeds God se kinders. Amen. En hy sal vir ons vrymaak. Prys die naam van die Here.